En die Vryheidsfront Plus het verlede Vrydag 'n dokumentêr film bekendgestel wat die verhaal van Kleinfontein, die selfstandige Afrikaner gemeenskap naby Pretoria vertel. Nou, volgens die party word Kleinfontein doelbewus deur die Tshwane Metro Raad en sekere politieke partye geteiken, onder meer deur 'n skielike onverklaarbare verhoging van eiendomsbelasting. En Grandi Tennis en VF Plus raadslid in die Tshwane Metro sluit nou by ons aan om meer daaroor te vertel. Goeiemôre Grandi. Môre Susan, môre aan die luisteraar. Julle het nou Kleinfontein besoek ook, jou indrukke oor die algemeen as jy kortliks vir ons kan verduidelik. Baie vinnig, Susan, dit is georden, dis selfversorgend, dis mense, dis 'n skoon plek, en dit hardwerkende mense wat daar bly, wat net hulle eie gang wil gaan en onafhanklik wil wees van die stad en al die goed wat in die stad gebeur. En daar, ons weet daar is, op hierdie stadium is daar regsaksie en sake wat hangend is en so meer. Maar wat het aanleiding gegee tot hierdie drastiese verhoging in eiendomsbelasting en hoe regverdig die metro die besluit? Ja, of hulle kan regverdig is 'n ander saak. Hulle het hulle belas nou. Voorheen was dit gebaseer op landbougrond waar jy 'n baie verminderde bedrag belasting betaal en na al die hofsaak en alles wat daarmee gepaard gaan het hulle nou vir verskillende goed gaan belas en nêrens is daar meer op landbougrond van toepassing. Dieselfde hulle kerk wat gesoneer is vir landbou, waar daar net 'n kerk op is van R250 na R41.000 toe. Dis 'n voorbeeld. Daar's verskillende plotte waar landbou nog beoefen word. Dis ook nou teen residensiële tariewe gehef. En dan het hulle boonop nog ook hulle belas met ongemagtigde gebruik ten spyte daarvan dat die stad reeds in 2012 of 13 'n volledige aansoek ingedien het vir dorpstigting. Hierdie was hulle 4de poging om te registreer as 'n dorp wat nêrens ooit iewers heen kon gaan nie en nou word hulle uitgesonder deur hierdie EFF ANC Action SA koalisie wat nou in bewind is en hulle word geviktimiseer. Ek was op Pretoria op RSG een oggend gewees op 'n gesprek en net voor my het hulle met die burgemeester Nasipi Moya gepraat en sy het duidelik gesê hulle wil 'n voorbeeld maak. Daar's meer as 17 sulke tipe nedersettings in die stad. Hierdie ene word uitgesonder. Mens wonder waarom. Dit kan net vir politieke gewin wees en vir politieke viktimisasie wees. Geen ander rede nie, want Action SA en die ANC en die EFF kan nie Afrikaner verdra nie. Hulle verpes ons en hulle wil alles in hulle vermoë maak om die lewe so moeilik as moontlik te maak vir hierdie mense wat vredelewend is, wat hulle eie gang wil gaan, wat net rustig in hulle dorp wil woon. Iets wat ook uitgesonder is in die dokumentêre film is dat hulle glad nie afhanklik is van munisipale dienste nie. Ja, Susan, hulle kry absoluut geen munisipale dienste nie. Hulle verskaf alles, water, riool, elektrisiteit, so 'n bietjie van Eskom afhanklik, glad nie van die stad se kant af nie. En dan natuurlik het hulle hou hulle eie paaie in stand, hulle met hulle eie masjinerie wat hulle daar in stand hou. En dan is daar nog ander goed wat hulle doen. Byvoorbeeld, hulle doen selfvullisverwydering en hulle bestuur hulle eie vullisverwyderings of vullis terrein. Hulle bestuur ook hulle eie straatligte, alles wat die stad sou kon doen hierdie mense self. Hulle het selfs 'n begrafplaas wat hulle in stand hou daar. Net laastens, Grandi, wat is die groter boodskap wat hierdie dokumentêre film wil uitdra? Baie eenvoudig, Susan, ons wil die ander kant van die saak stel. Wys hoe onredelik tree die stad op teen hierdie mense wat geen diens kry. Net daar's baie sulke plekke, né? Onthou al jou boere in die hele land word belas, eiendomsbelasting en hulle kry nie 'n minuut of 'n sent se ondersteuning of dienste van enige van die munisipaliteite nie. Dit is die narratief wat uit moet gaan. Mense van Kleinfontein doen wat hulle moet doen. Hulle word geviktimiseer, soos ek gesê het, hulle het alreeds 4 aansoeke ingedien vir dorpstigting. Nou hoekom word dit nie afgehandel nie? Ten spyte van die feit dat die ANC op verskillende vlakke reeds gesê het, nee, hulle aanvaar hulle sal hulle akkommodeer. Maar nou word hulle
die Sonnebok gemaak en 16 ander nedersettings teer op die stad, teer op die inwoners en niks word aan hulle gedoen nie. Hierdie mense wat niks op die van die stad afhanklik is nie, hulle word die slagoffers. Grandi, baie dankie dat jy met ons gesels het. Voorspoed en sterkte vir die dag. Baie dankie, Susan, vir julle ook. Kom ons hou maar vir 'n klein fontein in ons gebede en ons sal seker maak dat op die einde van die dag geregtigheid sal geskied. Baie dankie. En daardie dokumentêre film is ook op YouTube beskikbaar. Dis Grandi Tennyson, VF+ raadslid in die Tshwane Metro.